Wat sou Paulus nou eintlik bedoel in sy lys van die vrug van die Gees, oftewel die karakter van Jesus Christus, wat hy deur sy Gees in ons produseer? Wat sou hy bedoel met die woord getrouheid? 'n Sinoniem daarvoor is betroubaarheid. Om vanuit die antieke tale soos Hebreëus en Grieks na ons moderne tale te vertaal, bly maar 'n ingewikkelde saak. Dit is 'n wetenskap op sy eie. Die woord vir getrouheid in Grieks is pistes en daar is 'n verskeidenheid vertalingsmoontlikhede. Byvoorbeeld iets of iemand wat geglo kan word, wat geloofbaar is, vertroue, betroubaarheid, geloof in Jesus, byvoorbeeld in Handelinge 4 vers 32, waar ons lees van die groot getal wat gelowig geword het. Dan ook word die woord gebruik vir iemand wat 'n ander een vertrou of wanneer mense jou kan vertrou. Engelse Bybels vertaal die woord meestal met faith en faithfulness. Die heel belangrikste is om altyd in gedagte te hou wanneer ons lees of nadink oor getrouheid of betroubaarheid, dat God self die allergetrouste een is. Hy is absoluut getrou en betroubaar. In Romeine 3 vers 3 en 4 skryf Paulus, maar wat nou as sommige mense nie getrou gebly het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Beslis nie, antwoord hy in vers 4. So ook lees ons in 1 Korintiërs 1 vers 8 en 9, dit is Jesus Christus wat julle ook enduit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun Christus Jesus ons Here. En Paulus skryf in 2 Timoteus 2 vers 13, as ons ontrou is, God bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Net soos wat elke ander aspek van die vrug van die Gees eintlik die karakter van God beskryf, dieselfde met getrouheid en betroubaarheid. God is immers liefde. Jesus is die vredevors. Hy beskryf homself ook as sagmoedig en nederig van hart en so meer. In Matteus 25 vers 21 en 23 prys die eienaar sy werkers waaraan hy verskeie goue munte toevertrou het. Die eerste 2 het daarmee gewoeker en dit verdubbel. Aan hulle sê hy by sy terugkeer na sy lang reis, goed gedoen, jy is 'n goeie en 'n betroubare werker. Jy was betroubaar, selfs oor die bietjie wat jy gekry het. Ek sal jou nou met baie vertrou. Wees saam met my bly. Beide die Nuwe Lewende Vertaling en die Boodskap vertaal die tweede sin met jy is een op wie ek kan staat maak. Die Baas noem hulle voortreffelike werkers. Die Boodskap skryf jy is regtig 'n goeie werker op wie 'n mens kan staat maak. Vir ons, die kinders van die Here, is hierdie 'n ononderhandelbare karaktereienskap. Ek en jy moet eenvoudig altyd en in alles getrou en betroubaar wees. By die werk of by die skool, by die huis, in jou familie en vriendekring. 'n Kind van God is veronderstel om vertrou te kan word. Kom ons dank die Here nou saam, dat dit deel is van die vrug van sy Gees wat hy in ons werk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat die vrug van u Gees nie ons werke en ons plig verteenwoordig nie, maar die gawes, die vrug waarmee u ons toerus, wat u in ons laat groei. Help my dan ook en elkeen van u ander kinders, Here God, dat ons getrou en betroubaar sal wees in elke opsig. Dankie dat u dit vir ons doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.